Goeiemôre, goeiemiddag of goeienaand, afhangende van watter tyd julle by hierdie erediens inskakel en baie welkom by ons as gemeente. Dit is vir ons absolute voorreg om so deur middel van die internet saam stil te kan word by die woord van die Here. En geliefdes, dan sommer van ons as gemeente af wil ons net vir elkeen van julle sê, ons hoop dat hierdie Kersfees of hierdie Christusfees seisoen vir julle werklik besonder sal wees. Laat dit julle verhouding met die Here net sal versterk en laat ons as gemeente net weer opnuut sal fokus op wat sy lewe, sy geboorte en sy opoffering aan die kruis vir ons beteken. Geliefdes, net so 1 of 2 kort afkondigings voordat ons met die erediens begin. Hierdie komende Dinsdag, so van vandag, Sondag 2 dae, is dit ons gelofte dag erediens, 'n baie besonderse erediens en ons is nog van die min gemeentes wat hierdie erediens hou. Dit sal by die kerk om 8:00 die oggend wees. En ongelukkig gaan hierdie erediens nie opgeneem en op die internet uitgesaai word nie. So as julle in die area is, geliefdes, julle is meer as welkom en Dominee Braam sal hierdie erediens waarneem. Dan Kersdag, ons erediens is ook om 8:00 die oggend, so net 'n knoopie wat ons in die oor moet maak, dis nie 9:00 die oggend nie, maar dit is wel 8:00. En dan ons oujaarsdiens, ons heel laaste erediens vir die jaar van 2025, sal om 6:00 die aand wees. Vroeger jare het ons dit ook om 11:30 die aand gehou, maar met die paaie en veral met al die reën wat geval het, is dit nie 'n baie goeie besluit om dan so laat die aand rond te ry nie. So ons het eerder op 6:00 die aand, die 31ste besluit. So geliefdes, dit ons afkondigings. Ek begin vir ons vanoggend se erediens deur 'n wotum te lees. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die land geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Amen. Geliefdes, genade en vrede in oorvloed aan elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, Jesus Christus die Seun, deur die wonderlike werking van God die Heilige Gees. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om saam te bid. Here, ons reik uit na U toe en ons wil eerstens kom erken hoe afhanklik ons van U is. En Here, in hierdie diep en innige afhanklikheid vra ons, kom maak ons stil. Kom sluit alles van die gejaagde en die chaotiese wêreld daar buite toe, al is dit net vir hierdie kort tydjie, dat ons werklik op U kan fokus. Dat ons opnuut sal sien wat dit beteken om U kinders te wees. En dat ons ook so ons groter identiteit in U sal kan raak sien. Here, dankie vir hierdie. Dankie vir soveel wat U vir ons gedoen het. Beloftes wat U nooit verbreek het nie, maar elkeen nagekom het. Dat ons steeds deel van U verbond kan wees. Dat ons weet, maar U Seun het werklik aarde toe gekom en hy die finale prys vir ons betaal. Here, daar is soveel vir ons om voor dankie te sê. Maar Here, ek wil hê dat ons werklik met 'n pad saam met U sal stap. En dat die danksegging wat ons in ons harte het, dat dit sal groei tot aksie, tot reaksie van ons af. Here, U het eers na ons toe uitgereik en alles wat ons doen, reageer ons bloot op U genade en U liefde. Maar Here, help ons asseblief dat ons hele lewe 'n testament sal wees van wie U is en wat U vir ons gedoen het. Dat ons elke dag sal kies om nader aan U te leef, om te reageer op dit wat ons in U woord leer. En dat ons verhouding saam met U net sal versterk en sal groei die pad vorentoe. Here, met Kersfees wat so om die draai is, vra ons ook, Here, dat ons tot 'n dieper verstaan, 'n dieper insig van wat Kersfees is, sal beweeg. Dat ons daarin verlore sal kan raak, in U woord, in die geboorte, U lewe, U opoffering, dat dit ons hoogtepunt sal wees, dat ons met afwagting sal sit, vir die dag waar ons kan sê, Here, ons herdenk U. Ons herdenk U geboorte, en dit wat U vir ons kom doen het. Here, dankie vir dit alles. Dankie dat U ons gelei het tot 'n dieper waarheid in U naam.
dat ons oë oopgemaak is. Maar Here, dan wil ek ook elkeen liewe een aan U opdra, wie hierdie Kerstyd alleen gaan deurbring, vir wie dit dalk 'n moeilike tyd is. Dalk het hulle iemand afgestaan aan die dood, geliefde, en is die eerste keer wat hulle nie meer saam met hulle hierdie besonderse tyd gaan spandeer nie. Here, hou hulle vas asseblief, Here, lei hulle en versterk hulle. Ja, dis 'n besonderse tyd, maar dit kan ook baie moeilik wees. Here, ek vra asseblief dat U elkeen aan die hart sal druk, dat U elkeen van ons sal kom vertroos, daar waar ons swaar kry het, waar ons pyn het. Hou ons vas, Here, versterk ons en lei ons, dat ons sal weet, maar Here, by U lê ons troos, by U lê ons hoop, ons vrede, ons vreugde en ons liefde. Ons dank U, Here, en ons prys U heilige naam. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vir vanoggend kom uit Jesaja 35. Ons gaan net wel eers bietjie later in die erediens daarna kyk. Daar gaan 'n paar ander kort gedeeltes ook wees, maar dit sal wel op die skerm verskyn. Kan julle dit glo? Ons is al 2 weke die nuwe jaar. En nee, eintlik is vandag al die 3de Sondag van die nuwe jaar. Ek sukkel werklik om dit te glo, waar jy in hierdie tyd gegaan. Daar was nog soveel dinge wat ons wou doen, soveel dinge wat ons wou afhandel, voorbereidings wat ons wou getref het vir die nuwe jaar, en hier sit ons, die nuwe jaar in. Wie sou dit kon glo? Ek weet ek kan nie glo dat die nuwe jaar het al klaar aangebreek nie. Ek is eintlik baie nuuskierig oor wat in elkeen van julle se gedagtes nou aangaan. Julle mag dalk nou wonder, maar moet ons iemand bel? Dit klink asof daar 'n bietjie fout is. Wie het jy gehoor? Hy dink is 2026 al. Ons moet iemand kry, iets is nie reg hierso nie. Of dalk was daar van julle wat langs 'n geliefde of op die bank of so gesit het en met so elmboog hulle heeltyd so in die ribbes geslaan en gesê, sien, ek het julle gesê daar's dinge verkeerd. Dis verby. Nee, wat kan ons nou doen? Ek het julle gesê dit gaan gebeur. Geliefdes, ek hoop regtig nie dit is julle reaksie op wat ek nou net gesê het nie. Maar dalk is julle reaksie bietjie meer aan die simpatiekant. Ai, sies tog, die arme ding. Ons het geweet dit gaan moeilik, maar ons het nou nie gedink so swaar nie. Nee, die nuwe jaar moet nou maar kom. Arme ding dink is klaar nuwe jaar, maar nee, ai tog. Die lewe is maar moeilik. Geliefdes, voordat julle gedagtes nog verder rondhardloop, laat ek daarom net verduidelik wat ek hiermee bedoel. Die 30ste November, presies 2 weke terug vandag, het ons met die adventseisoen begin. En volgens die kerklike kalender, of dan die liturgiese kalender, hoe ook al mens daarna wil verwys, is dit wanneer die nuwe jaar begin. Vir die van julle wat dalk nou nog nie van die kerklike of die liturgiese kalender gehoor het nie, dit is basies waar ons jaar opgedeel word in verskillende gelowige temas. Baie mense is ook lief daarvoor om daarna te verwys as seisoene met wat deur die jaar gebeur. As voorbeeld, ons kry Kersfees, die Lydenstyd, Pinkster, Epifanie en nog 'n hele klompie ander. En hierdie kalender begin nie op die 1 Januarie soos ons burgerlike kalender nie. Nee, dit begin met die laaste Sondag elke jaar van November. So geliefdes, om julle gerus te stel, al my skroewe is nog vas, wel ek hoop so. En die jaar was daarom nie te veel vir my gewees nie. Die volgende punt, wat beteken advent dan? En is dit enigsins nodig vir ons vandag om hieraan deel te neem of te deel van ons verhouding met die Here te maak? Wel, mens enige ander van die liturgiese seisoene, dit is nie noodsaaklik nie, maar ons kan baie daarby baat om wel dit bietjie dieper en beter te kan verstaan. Advent kom van die Latynse woord adventus af, wat beteken koms of die aankoms van iemand. En in ons omstandighede, met ons geskiedenis as Christene, weet ons, maar is nie te lank nie, en dan herdenk ons die geboorte en die lewe van Jesus Christus, sy koms aarde toe. So in hierdie adventseisoen word daar eintlik baie tyd spandeer om die afwagting wat die gelowiges van destyds beleef het,
in vandag vir ons moontlik te maak. Laat ek verduidelik wat ek hiermee bedoel. Reg deur die Ou Testament kry ons baie tekste, profetiese tekste, wat kom uitlig, maar daar sal 'n verlosser aan die Jode verskyn. As voorbeeld, die albekende en die pragtige Jesaja 9 vers 5. Dit sê: Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vrede vors. So die uitverkore volk het geleef en het groot geword met hierdie gedagte, hierdie belofte van God, maar een of ander tyd sal 'n redder verskyn, iemand wie hulle sal kom bevry van hulle moeilike en swaar omstandighede. En boonop dit, voordat Jesus gebore is, weet ons, maar die Jode het werklik gestruikel onder die mag van die Romeinse ryk. Kort en kragtig opgesom, die Romeinse ryk het gegroei en sterker geword en het al hoe meer lande begin inbeweeg. En toe hulle by die Jode kom, toe sê hulle vir hulle: maar julle kan aanhou hier woon, julle kan julle lande bewerk, julle kan julle ding doen, julle kan tot julle eie God aanbid, maar julle gaan belasting moet begin betaal. En indien nie, dan gaan ons bietjie van 'n probleem hê, dan gaan ons hierdie lande van julle wegneem, maar betaal belasting, en nog 'n ding, julle moet ons wette nakom, die Romeinse wette, julle moet dit uitleef. As julle dit doen, sal daar nie 'n probleem wees nie. Nou geliefdes, soos julle kan dink, dit het die Jode totaal en al omver gegooi. En met hulle wat 'n geskiedenis het van God wat hulle beloof, 'n verlosser sal kom, het hierdie al hoe meer noodsaaklik vir hulle geraak, het hulle al hoe meer in afwagting gesit vir wanneer gaan die verlosser kom. Advent vandag probeer iets van hierdie gevoel van afwagting, van noodsaaklikheid wat die Jode beleef het, vir ons vandag bekend maak. En daar's klomp maniere wat dit gedoen word, maar een van die kragtigste en die bekendste maniere is deur die 4 of 5 kerse, afhangende watter kerk, party kerke sal 4, ander sal weer 5, en hierdie kerse wat aangesteek word, een met elke Sondag, soos ons die adventperiode inbeweeg. En elkeen van hierdie kerse is maar nie net 'n mooi ou kersie waarvoor aangesteek word nie, nee, daar is 'n dieper betekenis daar agter. En ek wil vandag bietjie meer hierna kyk. Die eerste kers simboliseer hoop. Geliefdes, wanneer ons die Bybel lees en ons het enigsins te doen met hoop, op 'n Bybelse of op 'n teologiese vlak, weet ons, maar dit is nie die hoop van die gebroke wêreld nie. Dit is nie die hoop wat meerderheid mense daar buite ken nie. Nee. Want vandag word hoop beskou as bloot 'n optimistiese uitkyk oor 'n sekere situasie. Ag, ek hoop dinge sal beter raak. Ag, ek het 'n gevoel, nie 'n sterk gevoel nie, maar ek het 'n gevoel dat dinge sal beter uitdraaf, dat dinge sal verander. Die hoop wat die Bybel vir ons kom oordra, die hoop wat deur hierdie eerste kers van Advent gesimboliseer word, is nie dit nie. En dit kan opgesom word deur Hebreërs 11 vers 1. Ek lees dit vir ons. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. 'n Bybelse hoop is nie bloot optimisme nie, maar 'n sekerheid oor dit wat ons nie sien nie. Die gelowiges van destyds was onderdruk, en hulle kon niks aan hulle eie omstandighede doen nie, want daar was 'n groot mag wat hierdie skadu oor hulle gegooi het. Waarom was dit vir hulle nodig? Om hulle hoop, om hulle sekerheid in God te plaas, hierdie belofte waarmee hulle groot geword het, dat 'n redder wel sal kom. Ek lees vir julle weer die albekende Jesaja 9 vers 5, maar ek gaan hier van vers 1 tot met vers 6 lees, om bietjie meer konteks te gee. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak. Hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in u teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle uit die byt verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het u die juk verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldate skoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word.
die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvan sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. 'n Pragtige gedeelte. En net soos wat daar in vers 1 staan, van die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Die profesie van die redder wat sal kom. So steek ons die eerste kers aan as teken van hoop, as teken van sekerheid, oortuiging van wat Jesus Christus vir ons gedoen het en dat hy wel aarde toe gekom het. Baie mense vandag verwys ook na hierdie spesifieke kers as die profetiese kers, verwysend na die belofte van 'n redder. Die tweede kers, dit simboliseer geloof en vrede. Ek gaan vandag bietjie meer stil staan by vrede. Hierdie kers kom herinner ons dat Jesus Christus is 'n vredeskoning. Dat dit wat hy gebring het is vrede tussen ons en ons medegelowiges, maar baie belangrik ook tussen ons en God, 'n baie bekende beginsel veral in die Nuwe Testament. Maar die vraag is, wat beteken hierdie vrede wat nou tussen ons en God is? As hierdie tweede kers, hierdie adventkers, hierdie vredeskers aangesteek word, watter boodskap moet ons daaruit neem? Wel, geliefdes, kortliks opgesom, ons sondes, ons verkeerde optrede, waar ons reuns op God draai, dit het veroorsaak dat die verhouding wat daar tussen ons en God is, besoedel word, 'n skeur het gevorm. Maar dit is nie daar gelaat nie. Deur ons verlosser is ons skoongewas van ons sondes. Het hy ons verkeerde oortredinge op homself gedra en is daar nou vrede? Is ons vereenselwig met God? Daar's harmonie, daar's heelheid, daar's geregtigheid, daar's vrye toegang vir ons tot die genadetroon. In ons afhanklikheid van God en in ons hoop in Christus is ons verhouding met die Here herstel. Hierdie kers staan ook bekend as die Bethlehem-kers, want dit is in Bethlehem waar God se plan tot vrede vlees geword het, waar Jesus gebore is. Ek lees vir ons Lukas 2 vers 1 tot 7. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis van en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Die derde kers, dit wat ons vandag aansteek, simboliseer vreugde. Dit is belangrik vir ons om te weet, oorspronklik was Advent nie beskou as 'n tydperk gevul met oortollige vreugde en ekstase nie, al verteenwoordig die derde kers vreugde. Want vroeëre jare het hulle geglo dat die vreugde waarvoor hulle wag, word eintlik eers gevier met Kersfees. So Advent het eintlik iets van 'n donker en 'n moeilike atmosfeer daarin gehad, want dit is presies waardeur die Jode gegaan het. Maar met die derde week, met die vreugdeskers wat aangesteek word, kom skyn iets van daardie nuwe vreugde in Christus deur al hierdie krake, die gebrokenheid van die wêreld in ons eie lewens, begin die vreugde wat Christus vir ons bring, al hoe meer en meer 'n realiteit word. Met die aansteek van hierdie kers
het dit 'n opgewondenheid vir die aanbreek van Kersfees gekweek. Hierdie Kers word ook genoem die wagterskers. Pragtig. Maar dit kom vertel vir ons iets van wat die skaapwagters beleef het, toe hulle oorweldig was deur die goeie nuus van hulle verlosser. Ek lees Lukas 2, vers 8 tot 14, die volgende gedeelte van dit wat ek nou net gelees het. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Die 4de Kers simboliseer liefde. God se onvoorwaardelike liefde vir ons, wat sigbaar geword het deur Jesus Christus. Nog altyd my baie mooi manier om na hierdie beginsel te kyk. Jesus Christus is die uitbeelding van God se liefde vir ons, die selfopofferende liefde wat hy vir ons aan die kruis kom wys het. Hierdie Kers kom herinner ons, maar Jesus Christus is nie maar net ons redder nie. Hy is die lig en die liefde van God. Hierdie Kers staan bekend as die Engelekers, want dit is die engel wat vir die wagters vertel het van Jesus se geboorte. Dit is hulle wat die liefde van God in vlees aangekondig het. Ek lees Lukas 2 vers 13 tot 14, die volgende gedeelte van dit wat ek nou net gelees het. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het." Die 5de en die laaste Kers is die Christuskers en dit word aangesteek op Kersdag. Dit simboliseer dat Jesus Christus is die lig vir hierdie wêreld en dat God se belofte werklik tot vervulling gekom het deur hom. Ek lees vir julle Johannes 8 vers 12. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê: "Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee." Advent is 'n besonderse tydperk waarin ons tot die Here kan nader. En geliefdes, ek moedig eintlik elke liewe een van julle aan, as julle huis toe gaan neem 'n paar kersse, 4 of 5 sit dit daar en steek hulle aan. En met die koms van volgende week steek die 4de Kers aan. En ergens deur die loop van die week besin net bietjie oor wat elkeen van hierdie kersse beteken. Beleef iets van die afwagting en die afhanklikheid wat daar aan Jesus Christus is. Deel in dit wat die gelowiges destyds beleef het en ervaar daardeur sy bevryding opnuut. Maar vir vandag gaan ek kortliks net stilstaan by die 3de Kers, die Vreugdeskers. En dit is waar ons skriflesing van vandag na vore kom. Jesaja 35. Ons gaan die hele hoofstuk lees, maar geliefdes, moenie bekommer nie, dit is nie 'n baie lang gedeelte nie. Een ding wat ek wel net wil sê voordat ons dit saam gaan lees. Jesaja as boek is kenmerkend moeilik en swaar en daarom vermy meeste mense dit. Maar as ons net bietjie dieper begin krap en tot 'n dieper verstaan van hierdie boek kan inbeweeg, sien ons eintlik maar hoe God se genade daarin skyn. Jesaja 35 dien as 'n kragtige profetiese boodskap, gevul met hoop en restaurasie wat Jesaja aan die gelowiges oorgedra het. Al wat ons vandag eintlik hoef te weet. Jesaja as boek handel grootendeels oor die uitverkore volk, die Jode wat baie ongehoorsaam geleef het. Hulle het hulle reuns totaal en al op die Here gedraai. En Jesaja as profeet probeer dan tot die beste van sy vermoë om hulle weer op die regte pad te kry. Maniere hoe hy dit doen is, hy lig waarskuwings uit. Hy sê vir hulle wat gaan gebeur as hulle aanhou op hierdie verkeerde pad. Maar baie belangrik, hy los dit nie net daar by hierdie waarskuwings om vrees in hulle in te jaag nie. Saam met dit gee hy ook vir hulle 'n boodskap van hoop,
Hy sê, maar al bly julle op hierdie slegte pad, al bly julle ongehoorsaam, die Here se liefde, sy genade vir julle gaan nie verander nie. Hy sal julle steeds kom bevry, hy sal julle steeds genadig wees. En geliefdes, dit is daarin waarin ons vreugde in die Here kan vind. Kom ons lees Jesaja 35 saam. Die woestyn, die dorland sal jubel, die droë wêreld sal juig, oortrek met afgodille. Hy sal in volle bloei staan, hy sal juig en sing, hy sal die pragt van die Libanon hê, die skoonheid van Karmel en Saron. Israel sal die mag van die Here sien, die koninklike mag van ons God. Bemoedig die wie se hande slap hang, help die wie se knieë knik, sê vir die wat moed verloor het, wees sterk, moenie bang wees nie, julle God is hier, hy kom om wraak te neem, om julle vyande te straf, God kom julle red. Blindes sal kan sien, dowes sal kan hoor, lammes sal kan rondspring soos takbokke, stommes sal kan sing. Strome water sal uit die woestyn uitbars, daar sal riviere loop in die droë wêreld. Die verskroeiende aarde sal 'n moeras word, dorslande waterryke wêreld. Waar daar nou net vir jakkals se lêplekke is, sal gras en riet en bessies groei. Daar sal 'n groot pad deur die woestyn loop en dit sal bekend staan as die gewyde pad. Onrein mense sal nie daarop loop nie, dit sal net wees vir mense wat reg lewe. Dwaase sal nie meer op die pad kom nie. Daar sal nie leeu's op die pad wees nie, daar sal nie roofdiere oploop nie. Hulle sal glad nie daar kom nie. Net die mense wat deur die Here gered is, sal die pad gebruik. Die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer. Hulle sal juigend in Sion aankom, hulle sal altyd straal van blydskap, hulle sal vol vreugde en blydskap wees. Ellende en smart sal verdwyn. 'n Pragtige gedeelte. Maar geliefdes, dit is wel belangrik vir my om uit te lig, dat ons moenie hierdie gedeelte as letterlik interpreteer nie. Dit is 'n gedig, dit is poësie. Baie kere het mense die uitkyk, maar omdat 'n gedig is, omdat dit poëtiese literatuur is, hoef ons nie eintlik onsself veel daaraan te steur nie. Nee. Dit is in hierdie poësie wat 'n beeld so mooi aan ons kom oordra, wat ons kan gebruik oor hoe ons hierdie adventperiode kan deurbeweeg. Hierdie gedeelte kom deel die afwagting en die afhanklikheid wat die Jode van God destyds gehad het. Dit kom beklemtoon die hoop wat daar in hom is. En soos vroeër uitgelig, nie 'n optimisme teenoor God nie, maar 'n sekerheid dat God sal intree, dat hy sal kom vernuwe, kom verander. Die gedeelte dra dit so mooi oor die uiterstes. Waar sal water uitbars in die droë woestyne? God sal kom vernuwe. Die gedeelte beklemtoon die vrede wat God vir ons as sy kinders kom bring. Of hoe die teks dit oordra, ongeregtigheid en onregverdigheid, God sal dit nie laat bly staan nie, dit sal verander word, dit sal verwyder word. Die gedeelte beklemtoon vreugde, deur God wat die dorre, gebroke wêreld in 'n plek van lewe en jubel sal verander. Almal sal vol vreugde wees, ellende sal verdwyn. En die gedeelte beklemtoon sy liefde. God wat nie sy volk oorgelaat het aan hul eie ongehoorsaamheid nie. Nee. God het eers na ons toe uitgereik. Hy het kom herstel en hy het genees. Geliefdes, ek sluit af. In hierdie adventseisoen herinner Jesaja 35 ons dat God se lig steeds in ons donker tye helder kom skyn. Soos die woestyn wat blom wanneer hy verskyn, so word ons lewens nuut wanneer ons 'n pad saam met die Here Jesus loop. Mag hierdie tyd van hoop, vrede, vreugde en liefde ons opnuut help
om met afwagting, met opgewondenheid, met verwagting te leef vir dit wat kom. Die herdenking van God se belofte wat waar geword het. Vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte. Here, dankie vir die belofte wat U aan ons gemaak het en dat Jesus Christus die vervulling van daardie belofte is. Dankie dat ons deel hieraan kan hê. En Here, ek vra asseblief met die adventseisoen wat ons nou in is, dat ons dit werklik sal benut, dat ons in afwagting sal sit vir Kersfees, dat ons met 'n opgewondenheid op die punt van ons stoele sal sit, wat dit beteken om U kinders te wees en Here wat U lewe en U geboorte vir ons beteken. Help asseblief in hierdie kort tydjie wat oor is, dat ons opnuut sal besin die prys wat U vir ons betaal het en U lewe wat U vir ons kom gee het. Ons dank U, Here, en ons prys U heilige naam. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.